ons groet een en elkeen van julle vanmôre in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die Koning van die konings en die Here van die leerskare. Ek weet dit is 'n hartseer gedagte om 'n herinnering te hê vanoggend vir baie mense, maar ek wil vir julle sê, hou goed. Daar is 'n uitkoms, daar is altyd 'n nakoms. Niemand se lewe kom tot 'n einde nie, dit gaan weer aan. En ons is almal hier vanmôre besame vir die erediens vir Willem Henry Jacobus du Plessis, gebore die 4de Junie 1948, oorlede die 22ste Maart 1926. Ons wil een en elkeen van die so persoonlik welkom hier vanmôre. Ek wil begin by die eggenote en ek wil vir almal du Plessis sê, welkom, wees sterk. Moeder, hou vas, die Here is ons uitkoms, hy is ons weerbraak. Ek wil vir die kinders sê, Amelia van Rooyen, dogter, welkom, Marius du Plessis, seun, welkom, Morne du Plessis, seun, baie welkom. Tanya Koetsele, dogter, baie welkom, Nico van Rooyen, skoonseun, welkom hier vanmôre, Jelgard Koetsele, skoonseun, baie welkom. Ina du Plessis, skoondogter, baie welkom. En dan sien ek die klein kinders. Dit is wonderlik om te sien as 'n mens 'n nageslag los. Iemand wat die naam verder dra. Iemand wat die lewe aangaan, wat herinneringe bring. Mense het altyd gesê, appel van nie ver van die boom af nie. Ons sien baie keer die beeld van ons kinders, of van die ouers van die kinders, of van die oupas van die kinders, van die Nieuw van Rooyen, Pieter van Rooyen, Marcus du Plessis, Jacques du Plessis, Sanna du Plessis, Vickers du Plessis, Ruben du Plessis, Janika du Plessis, Janika du Plessis, Leandre du Plessis, kleindogter, Rial du Plessis, en dan sien ek agter kleinkinders. Wat 'n erfenis, wat 'n nalatenskap, kan 'n mens dan nie hê, as 'n mens soveel kan nalaten. Ek hoop ek spreek dit reg uit, Zyn van Rooyen en Jamin du Plessis. En dan, welkom, jy is ook sê, broer, welkom hier, dat ongelukkig in verdwaan. Hy is nie vanoggend hier, so hy gaan dit nie maak nie, want hulle is nog baie ver van die plekke waar hulle moet wees. So, ons is almal vanmôre hier so besame ter gedagtes van Willem Hendrik Jacobus du Plessis. Ek wil ons moet ons oë sluit vir 'n oomblik, en as jy jou oë sluit, dan wil ek net jou hart oopmaak vir die Here en sê, Here, wees my vertrooster. Ons sê, Hemelse Vader, ek dank U vanmôre dat ek vir een en elke mens kan bid. Maak nie saak wat 'n verwantskap hulle gehad het met Willem Hendrik. Maak nie saak wat die omstandighede was nie. Here, hulle lewens saamgevoeg is. Wees die God wat vertrooster nie. Jy het ons gesê, geef ons 'n vertrooster in die vorm van die Heilige Gees, en ek vra dat daai vertrooster sal tuis gaan by elkeen, dat hy elkeen se hart sal aanraak, dat hulle so die teenwoordigheid van God ervaar, as hulle omvou met die arms en hulle nader trek in liefde, dan hulle sê, moenie bekommerd wees nie, my kind, ek is met. So dankie ook vanmôre dat hierdie verrigtinge vir ons sal seën, soos ons hierdie verrigtinge deurgaan, vra Here, dat hierdie verrigtinge vir verheerliking van U naam eerstens sal wees, en dan verwilling U, dat ons herinneringe sal hê, wat ons sal terugroep, wat ons blydskap en vreugde sal bring, in Jesus naam. Amen. 'n begrafnis is nooit, of 'n erediens is nooit 'n maklike proses nie. En oor die algemeen gaan dit nie oor die persoon wat afsterwe nie, maar dit gaan oor ons wat agterbly. Want die verdriet bly by ons. Want die Here sê vir ons baie duidelik, dat as dit sou gebeur, dat iemand afsterwe, dan gaan hulle na die Here toe, wat daar geen probleme is nie.
So vermoedelijk jy hierdie gedagte het, daar's geen probleme meer vir my. As ons die volgende lied gaan sing, nader by God, by U, is U welkom om saam te sing. Ons werk nog aan ons klankstelsel, so hy is nie die voorhoofse projekte nie, maar die gaan nog wel op die klank oor. Mag die Heer die ryklik sê.
Is die begin en die einde een wat is, wat ze welkom. Wel, het is alweer in hebben. Hij is die dag in die waarheid, daar is niemand zoals hij. Vertrou dat die Here die bemoediging met die liedere en die hart van rusting bring, die stilligheid bring, en so graag van heel van Royen vra om daar helder blyk van Lydia en die hele van Marcus kan en kind geposeerd is. So die eerste brief is van Amelia van Royen af, met al die blyk aan op wat die vies gedop word. Waar is ek begin? Waar was so lief om lekker te eet? Die versoeke gaan jy nie beter vir ons kan maak. Ek het dit so in plaas geëet as ek een van sy woorde. Toe pa jonger was, het pa het so geniet om kos te maak. Dis het maar ek geleer, my passie vir kos maak te kry. Jou passie vir treine, dit was nog altyd vir jou mooi, vir al die stoomtreine. Partydae kon ek ook maar net ongeduldig raak. Kyk, veral as ek so moes sukkel om te verduidelik, om nou weer data op die foon te sit. En hoekom is die gieks nou weer klaar? Dan hoor ek hoe pa wat tramp en boete moes luister om te sien wat gebeur.
En nou gaan daai oproepe mos van my kind help asseblief en kan nou nie meer onthou om die bank te doen, net ophou. Maar ek weet nou jou pyn, waarmee jy so baie jare moes uithou, is nie meer daar nie. Love you to Pa, Amelia. Die volgende is van Marcus, hy is ongelukkig ook nie hier nie, hy sit eigenlijk in Engeland. Oupa Doopie, wat maak my oupa? Hoekom antwoord oupa nie die voor nie? Daar is die woorde om te beskryf hoe baie ons, daar is glad die woorde om te beskryf hoe baie ons vir oupa gaan verlang nie. Jy het ons 'n spesiale plekkie in ons lewens leeg, maar ons sal nooit vergeet nie. Ek wens ek kon so sterk en dapper wees soos jy. Jou raad, jou liefde en omgee, jou grappies en geite, ek sal dit met my dra vir altyd. Ek voel ek het nie genoeg dankie gesê vir alles nie. Sonder ondersteuning sou ek nie my volle potentiaal kon bereik het nie. So vir oulaas, dankie vir die geld, ek het dit regtig nodig gehad. Dankie vir die bel, ek het lekker gesels. Dankie vir die wyse woorde, ek het nie geweet wat ek kan doen nie. Ek maak iets lekkers in die kombuis. Hier is die mengbak, lepel en klein bietjie kondensmelk. Ek maak vir oupa die lekkerste koppie tee met 'n smile. Good night oupa, love you lots, lekker slaap. Die volgende is van Tanya af. Skoonpa en pa, jy was 'n eiste, jy was 'n kandidaat. Medissie het gesê, jy is dood, en jy het gesê, my God leef en dit bewys. Pa, jou mense gaan jou mis, jy het diep spore gedraag. Jy is nou altyd verlos van jou pyn. Rus by jou hemelse huis. Amen, Gilas en Tanya. My pa, my rots, ai nee, ons het ons laaste kuiertjie gemis. Ek weet jy hard probeer om te wag vir my. Daar is soveel herinneringe wat weekliks voor 'n dag kom. Vaste brood met botter, dik gesmeer. Al tomatiesous en dan 'n tee vol of glas melk. 'n Skelmproe uit ma se kospotte. Willem, ek kyk net of dit nie droog kook nie. Sjoe, jy kon so lekker eet. En daai knop op jou kop, sjoe. En daai knop op jou kop met die stories vir die klein kinders dat ouma en oupa vir oupa met 'n byl gekap het. Al die goeie raad en leiding, ondersteuning, liefde, geduld deur die jare. Papa, jy het diep spore gelos in die baie se lewens. En ons hoop om nooit die spesiale in jou herinneringe te vergeet nie. Ons sal jou mis met al die kleinkinders en kinders. Ons was bevoorreg om jou te kon hê. Korrelkop en al. Jy was lank vir ons gespaar, maar moes ook lank onuitbare pyn verduur. Ek hoor nog die krene van pyn in die agtergrond as ek oor die foon met ouma gepraat het, wanneer jy dink sy's ver genoeg en ek sal nie hoor nie. Dit nou jou tyd om sonder pyn by God te rus, ou groote. Ons weet jy kry vir ons 'n plekkie daar gebeur. Tot weer ensiens, love you to jou baba Tanya. Oupa, ek mis jou tot by die maand terug. Meer as wat ek kan beskryf. Dankie dat ouma altyd langs my gestaan het, deur dikkende, deur die goeie en slegte tye. Oupa het my aangemoedig wanneer die lewe moeilik gevoel het. Oupa het saam met my gelag wanneer die tye goed gegaan het. Oupa het met 'n sagte hart geluister en my altyd gehelp om die lig aan die ander kant te sien. Oupa se wysheid was 'n standvastige leier. Oupa se stories het soos huis gevoel vir my. Oupa het my geleer om sterk te wees en om lief te hê. Oupa het my gevorm in die persoon wat ek geword het. Myle uit mekaar en tyd het ons uit mekaar gedruk, maar oupa se liefde bly by my. My laaste wense vir oupa was om sonder pyn te wees. Love you too, jou meisiekind Sandra. Oupa, thank you for all the teachings of wisdom that you shared in my youth. I didn't understand you then. Now I do. Now I see who you really were. Until we meet again. Rest after a life well-loved, Vickers. Die laaste boodskap is van Ruben. A giant tree has fallen, but the roots you planted in this family runs deep. Thank you for the stories, the laughs and the love. I'll carry your story with me in everything I do. Goodbye for now, Ruben.
na die boodskap luister, kan ek besef, hy was 'n man van inbors. As hy by die Here is, wil ek vir raad gee vandag. Wees naby die Here, want hy is by die Here. Dan is julle nie ver van mekaar af nie. En dit is die belangrikste ding wat daar is. Dit wil ek my sê, breek oor treine, stoomtreine, weet ek ken nie altyd treine, stoomtreine nie, want ek het nie op daai era groot geword nie, sal ek sê, ek het in daai era groot geword, maar nie met daai opleiding. My pa was maar die myne gewees, so vra my van die myne. Maar as ek kyk op Psalm 23 vers 1, is 'n psalm van Dawid, waar die Here, hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. As hulle dink, Willem sal het seker wou herskryf, dat ek sê, die Here is my drywer, en ek is die stoker, en daar sal nie koolpot kom nie, want hy sal bly werk vir die Here, hy sal bly koolpot, hy sal aangaan, hy sal nie ophou nie, want hy wil God aan bestuur hê. Al die raad wat hy vir die klein kinders gegee het, dat hulle sê, die Here sê ons dra die gedagte van God, sê hy ons in Korintiërs. Hy sê, in die gedagte, oor 'n mens word nader, trek ons aan God, want ons tref voorbereiding om by hom te wees. En dan my wysheid word oorgedra, so die wysheid oorgedra word, so word 'n legende oorgedra. Nie net 'n legende nie, maar so word 'n lewe oorgedra. Want jy weet, ons is die lote wat spring uit daai ding uit. As ek sal amper sê, as hy 'n stoomtrein is, dan is ons die trokke wat saamry. En ons dra al die dinge saam wat hy vir ons gegee het om te dra en saam te dra. En om myself te beeld te bly. Maar een ding van 'n trein loop op 'n spoor, hy het 'n vaste roete. En daai spoor is die woord van God. En daarom wil ek vandag vir julle sê dat ek glo met sy hele hart, as ek luister wat die kinders sê, dan glo ek met my hele hart, hy het op daai spoor geloop. Hy het nie toegelaat dat die wêreld vir hom voorskryf om te lewe nie. En jy moet ook nie toelaat dat die wêreld vir hom voorskryf nie. Want jy weet, as ons afsterwe, is dit die einde, is die afsterwe van die liggaam. Maar ons gees vat 'n tree in 'n nuwe dimensie in. Ons gees vat 'n tree na 'n nuwe lewe toe, en ons siel gaan saam met dit. En dan is ons by God. En terwyl ons daar by God is, wag ons. As ek kyk na Hebreërs 12 vers 1, hy sê ons word omsingel deur 'n wolk van getuienisse. En vanmôre wil ek vir julle sê, daai getuienis, die een wat in die paviljoen sit, wat daai getuienis is, wag vir ons om klaar te maak. Want as jy teruggaan na Hebreërs 11 toe, dan praat Hebreërs 11 van al hierdie helde, hierdie groot manne wat manne van geloof was. Maar hy eindig in Hebreërs 11, eindig hy met hierdie beginsel. Hy sê, en alhoewel hulle rit voltooi het, hy sê hulle nog nie hulle beloning ontvang nie. Hy sê, want hulle wag vir ons om klaar te maak. Dis soos 'n batonstokkie wat aangehandig word na die volgende persoon. En ek wil vir die familie sê, hierdie pa het 'n batonstokkie aangegee. Weet, die struikel wat hy gehad het, sit dit tersy. Die dinge wat jy nie verstaan het, die bloed sit tersy, maar die dinge wat hy weggeleer het, vat dit en hardloop met alle ywer. Maak seker dat jy die trok is wat agter hierdie stoomtrein aan hardloop, na sy finale bestemming toe, sodat hy uitreik en na kan vaskom. Hierdie vaste roete, wat hierdie ding hardloop op hierdie spore, is die duiwel geneig om ons te baie keer te ontspoor. Maar jy weet wat die trein, die ou stoomtrein het so ploegskaar amper aan die voorkant gehad. Dan stoot hy alles in die pad uit. En dit is wat die Here sê. Hy sê soos in die skaduwee van die Allerhoogste is. En hy is die drywer van daai trein. Op daai oomblik as ons vorentoe gaan, dan stoot hy alles in die pad uit. Hy maak ons 'n pad oop. Hy's uitdruklik in Korintiërs sê vir ons. Hy sê, julle hoef nie vir 'n oomblik te twyfel nie. Hy sê, as julle in versoeking kom, het ek klaar weg uitgeskep. Maar andere, as daar iets is wat jou wil ontspoor, het ek klaar weg uitgeskep. Hy sê, luister nie. En dit is wat hierdie drywer doen. My altyd uniek gewees van hierdie stoomtrein drywers en my oom het gebly op 'n plek met die naam van Middelwit. Nou by Middelwit is die stoomtrein gekom, as hy op die einde gekom het, dan
kan hy nou nie trokke terugstoot nie. Want hulle so groot wiel gaan, dan stoot hulle daai trein op daai wiel, en dan hulle so ding met 'n rad wat hulle so draai, en dan draai die stoomtrein so geduldig, draai hy terug, en hy maak weer sy volgende rit klaar. En so hardloop die stoomtrein tot op die einde kom. Na die dag kry ek op een van die TikToks kry ek wat hulle my wys dat die finale stoomtrein na 'n museum toe ry. Ten volle gerestoreer. En ek wil vir julle sê vanmôre is Willem ten volle gerestoreer. Daar waar hy by God is, ontbreek niks. Daar's nie ou pype meer nie wat gaan roes nie, wat stoom gaan uitstoot nie. Daar's nie 'n tekort van kole nie, daar's nie 'n tekort van vuur nie, daar's nie 'n tekort van vreugde as hy stoomtrein, hy vlieg van hom so blaas om te sê, hey, ek is op pad, kyk uit hier kom aan. Hy het sy rit voltooi. Maar hy moet hier rit voltooi, en ek moet my rit voltooi. Ons moet klaarmaak. As ek kyk na Jesaja 41 vers 10 en 11 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Kyk, hulle almal sal beskaam staan, en die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks. En jou teepraat, hy sal ontkom. Vandag kan ons ek hoor die kinders sê, hy weet, as Papa, hy weet, altyd die wysheid gegee. Vandag lê hy woorde diep geplant. Dis 'n saad wat moet ontkiem. Dis 'n saad wat groei. Want as hy die stoomtrein loop, hardloop hy met twee dinge. Hy hardloop met water en hy hardloop met vuur. Die water maak die stoom en die vuur van die water en hy maak stoom. Maar Christus sê, ek is die water van die lewe, ek is die lewende water. So vandag wil ek vir julle sê, net soos Willem dat hy lewende water gelewe het, daai lewende water, die water was wat binne hom geborrel het, so die Heilige Gees wat die vuur was, hierdie water laat kook, sodat daai stoom hom kon krag gee om hierdie rit te volbring. Hy het aangehou. Partykeer bars daar pypie, dan maak ons hom weer reg. Partykeer sukkel ons om te loop, jy weet as die ou tyd kom, as ons elkeen van ons is 'n pad wat ons elkeen moet loop. Hebreërs is baie duidelik, hy sê, dit is bestem vir die mens om een keer te sterwe en dan die oordeel te aanskou. Maar hy sê, as ons sterwe in die Here, dan erf ons 'n deel waar ons aangaan met ons lewe. Baie mense vra wat ek met die vraag gesê het my, so dis net die Christene wat aanhou lewe. Nee, almal hou aan lewe. Maar dit hang af waar jy aanhou lewe. Jy kan aanhou lewe in die teenwoordigheid van God, waar daar meer geen hartseer, verdriet of pyn meer is nie. Of jy kan aanhou lewe daar in die hel, waar alles onmoontlik is, waar jou wreedste demone bewaarheid word, waar weer in 'n geknars is. Die mense sê dit bestaan nie, maar jy moet gaan lees in Openbaring 22, hy sê, dat buiten die mure van die nuwe Jerusalem hoor jy die geween en die geknars van tande. As jy gaan lees in Openbaring 5, dan sien jy Openbaring 5 is uitdruklik, 5 en 6 sê hy vir jou, hy sê, almal gaan hom aanbid, hulle wat in die hemel is, hulle wat op die aarde is, en hulle wat onder die aarde is. En hulle wat op die see is, hy druk dit nog baie duidelik uit. En vanmôre wil ek vir julle sê, maak seker dat die saak reg is, dat jy op die regte plek gaan aanbid vir 'n ewigheid. Dat die festival lekker, die ander woorde dat hulle daai stoomtrein van jou kom pad daarso, waar alles herstel word, alles gerestoreer word, waar hy soos 'n nuwe stoomtrein is. Wat nie onklaar raak. Onthou toe die ou stoomtreine ingekom het in Pretoria stasie, is so ingery en hy stoom so in daai stasie wat hulle dakke oorgehaal daai jare nog. En hy stoom hy stasie so vol gemaak. Dan hang daai stoom nie mooi. En dit was die lekkerste reuk geweest, want jy weet, jy gaan op 'n rit waarvoor jy uitkyk. Jy weet dis 'n vakansietyd. Jy weet iets plesierigs gaan gebeur. Willem se plesierige tyd so hou. Hy is nou by die beste plesier. Hy stoomtrein kon breek. Ons kan breek, maar ons vandag
Ons liggaam raak siek, maar die Here maak gesond. Die woord van die Here is so wonderlik as ons kyk na hierdie ding, en ons besef dat die water is die Here Jesus Christus in die woord, maar ons besef dat die Heilige Gees is die vuur wat in ons brand. In 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 sê vir ons, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegee, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het 'n goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Wat 'n getuienis. Wat 'n getuienis. Wat gaan u getuienis wees? Wat gaan u getuienis wees? Ons is besig om die boek van die Openbaring te bestudeer, en as ons in die proses wat ons bestudeer, vind ons uit, die skrif sê vir jou, God gaan jou, met ander woorde, ophef in die teenwoordigheid. Wat sê die Here van jou? Wat sê hy van my? Willem se tyd is klaar, sy Jesus is klaar. Wat sê hy van jou en van my? Gaan ons die voorreg het om hom weer te sien, van aangesig tot aangesig. Daarom sê ek, hierdie boodskap gaan nie vir hom nie. Hierdie boodskap gaan weer vir ons. Hierdie boodskap gaan vir ons sê, berei jouself voor, jou tyd kom. En as jou tyd kom, moet jy op die regte plek eindig. En as jy op die regte plek eindig, gaan ons mekaar weer sien. Hy sê in Tessalonisense, hy sê, moenie mismoedig word nie. Hy sê, ons het hoop, anders as wat die wêreld het. Hy sê, want ons het die hoop dat ons mekaar weer gaan sien. En ek wil vanmôre vir die gaande sê, ek weet dis hartseer om alleen te wees. Maar ons het hoop, ons gaan mekaar weer sien. Hierdie keer gaan dit in volmaaktheid wees. Hierdie keer gaan daar nie tekortkominge wees. Hierdie keer gaan daar nie siekte wees wat ons terughou nie, of hartseer nie. Hy sê verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here regverdige regter my die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Openbaring 5 sê, 24 ouderlinge val voor die troon neer, en dan sit hulle krone voor hom neer. En soos hulle krone voor hom neersit, praat hierdie krone van heerskappy. Want hy sê in Openbaring 5 vers 12 sê, ons kom terug aarde toe, om vir 1000 jaar saam met die Here te regeer. So berei jouself voor. Maak seker dat jy op die kroon van geregtigheid het. Maak seker dat jy uitkyk vir sy verskyning. Skrif praat van 'n bruid en 'n bruidegom. Jy weet, 'n bruid maak haarself mooi, en hy bruidegom staan daar voor in die kerk, en hy kan nie wag om sy bruid te sien inkom, na die agterkant, mooi opgetooi, aangetrek, perfek. Kom ons maak onsself reg. Hou die herinneringe, maar laat daai herinneringe oortuig dat jy lewe reg moet hou, dat as jy gaan, dat jy hom weer van aangesig tot aangesig sien. Ek hoor getuienis, en as ek so mooi luister na wat ek hoor, dan lyk dit my, hier op waar oorgeroep van liefde vir sy kleinkinders. Nie net vir sy kleinkinders die bekend vir mense op. Hy het omgegee vir mense en kinders. Hy het altyd gereik om ander te help. Ek dink aan die jare toe ek groot geword het, jy weet die noodlands ou by die pad verby gery. Sy ou staan, stop jy nie help. Vandag is dit moeilik. En is gevaarlik vandag. Maar ons moet maar nog na die stem van die Here luister. Wat wil sê, want ek glo, as hy gereik en hy so iemand daar gekry het, sou dit daar gewees. Hy het gesorg vir beskerming vir sy vrou, vir sy familie. Ek glo die dag toe hy ingeloop het as 'n bruidegom vir sy vrou, het jy weet, het haar hart net so warm geklop soos sy hart. En vandag nog. Want liefde kwyn nie, dit word net sterker. Die verliefdheid gaan verby, maar die liefde word sterker. Die band word meer noodsaaklik. En soos ons verhouding met die Here, hy was 'n man, hy was 'n vader. 'n Vader wat omgegee het. Volgens die getuienis wat ek hier hoor ek van 'n goeie man, 'n goeie pa, vir sy vrou en sy kinders. Baie
geloof. Verhouding met die Here, weet as ek hoor hy versies op sy selfoon geluister op sy eie, dan besef ek hy het 'n verhouding met die Here gehad, want dis wat tel. Dis nie dat jy net die kerk toe gaan, want ja, die kerk toe gaan is noodsaaklik, maar dis nie die eindpunt. Die eindpunt is om 'n verhouding te hê. Ken jy die Here? En ken die Here jou? Is daar 'n verhouding? As ek na hierdie dinge luister, dan sien ek daar is 'n verhouding. Want hy het ingeskakel by kerkdienste, geluister na kerkdienste, boereorkes, wie van ons nou nie van boere musiek? Dit het groot geword in daai een. Dan kan die jare ons op die stoepe gedans het met mieliemeel. Of dan gooi hulle 'n bietjie mieliemeel op die vloer. Die vloer dan 'n bietjie gladder was, die voet nie vashaak nie, want hy staan nie so mooi gepluister nie. En ons het gedans omdat ons die lewe geniet het. Vandag dans hy omdat hy God liefhet en God geniet. En God tref nie onderskeid tussen musiek. Baie mense sê ja, maar hier is die duiwelse musiek. Hoe maak ek sê, dis net as ons die woorde verander, maar musiek is iets wat uniek is, wat 'n unieke klank het, wat God geskep het, tot die voordeel van die mens, om sy emosies en sy liefde uit te beeld. Maar ons kan dit verdraai en misbruik. Christelike musiek is so uniek vandag, as ek party van die liedere luister, dan is asof 'n mens weggevoer word, en hy hartseer binne jou, jy weet, word rustig, want jy weet God is met jou. Of jy word weggevoer, en jy ervaar hierdie liefde van God, wat jy omvou of jy sê, maar jou situasie, jy is nooit alleen nie. Die disciples praat met Jesus toe, hy opvaar hemel toe, sê die disciples vir Jesus, sê hom, Here, maar hoekom moet jy gaan? Want hy sê, maar moet nie treur nie, ek moet gaan. Hy sê, maar as moet julle voordeel as ek gaan. Hoekom? Want hy is op daai stadium een mens, die seun van God, of die seun van die mense op die aarde. En net 'n sekere hoeveelheid kon by hom kom. Maar hy sê, as ek weggaan, stuur ek die Heilige Gees, en hy kan in elke ene van julle woon. Daarom sê hy, groter is die Gees van God wat in ons is, as hy dit, net vir ons in die krag van God tot ons beskikking. Ek glo dat waar hierdie oupa en hierdie pa, en hierdie oupa grootjie, en hierdie gade, hierdie man, van inbors opgegaan het na die hemel toe, is hy vandag in 'n posisie, wat hy kan weet uitoefen. Hy is sag in die hemel by God se voete, sonder van hartseer lyding en verwyte. Dit Johannes 14 vers 1 tot 3 praat met ons, hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my, sê Jesus Christus. Hy gaan verder, hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, so het julle gesê, ek gaan om julle plek voor te berei. Ons kyk na die hemel, baie ons het vooral, waar gaan julle bly? Hulle sê die hemel. Sê, ons gaan nie altyd in die hemel bly. Want Openbaring 21 sê hy, 'n nuwe Jerusalem en 'n nuwe aarde word geskep. Ons kom in die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde bly, waar die strate van goud is. Die hemel is 'n tydelike paradys waar die mense gaan bly, tot die nuwe hemel en die nuwe aarde geskep is. Maak nie saak waar ons bly nie, solank ons by God is. Ek sê altyd vir my vrou, dat ek sal saam met ander kan bly, maar solank sy by my is. Dis wat ja, solank sy by my is. Wil nou regtig nie na my bly nie, ek probeer my beste op haar die beste te gee, maar elke man se begeerte is om sy vrou te beskerm en te voorsien. Dit is wat die plan was. En die Here kom plek gaan voor te berei. Hy sê, en as ek weer kom, sal julle na my toe kom. Ek bring julle na my toe neem. So die Here kom haal, hy kom na hom toe geneem. Hy is by die Here op die oomblik. Hy sê, en waar ek is, daar sal julle wees. Nou dit is baie so. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Wil jy ook weer sien?
hoor jy is nie voel die hart is nie reg nie. Moenie loop nie. Terwyl ons die verversings gebruik met praat met my. Want ek sê graag aan die Here om voorstel dat jy 'n verhouding met hom kan bou saam. Sodat jy eendag die naam kan wees. Ek wil graag die begrafnisbrief lees. Hy sê soos 'n blaar in die herfs, wanneer die boom sy lewenssap intrek, verwelk en verdwyn, so het my eggenoot, ons vader, oupa, grootjie vriend, Willem Hendrik, Jakobus du Plessis, uit ons lewens verdwyn, in die ouderdom van 77 jaar, 8 maande en 18 dae. So stil as wat hy geleef het, so stil het hy gesterf. In stilte het hy gelei, maar met geduld het hy gestryd. Toe die Here hom kom haal, het hom nooit weer te lei nie. Met trane het ons hom aanskou, met liefde wat ons hom behou. Ons teersorg het niks gebaat. Toe God hom roep, moes hy ons gewaar. Ek wil hê die Here moet jou met krag vol vandag. En al wat jy moet sê die hart opmaak, sê Here, help my. En by jou stem. Ons bly gesloot. Ons Hemelse Vader, hoe bevoorreg is ons nie, om in die troonkamer in te gaan, deur die liggaam, en die bloed van Christus, om genade en goeie liefde te aanvaar. Here, jy sê ons dat as ons die aanroep, sal ons altyd hoor. Die arm is ook nie te kort om ons te verlos uit omstandighede. Maar bo dit alles, Here, sê vir ons dat U woord ons in, deur die Heilige Gees. En daarom is ons so dankbaar verhoor, dat U binne elkeen van ons vertroosting, versterking en leiding kan gee. En dit wat ons doen. Vra Here dat elkeen van die familielede en vriende sal vat en toevou in liefde. Hulle sal bedek onder die vlerk op die troon van die Allerhoogste. Here, dat jy sal veilig bewaar in die skaduwee van die Allerhoogste, waar die engele op kan. Vra dat die familie, Here, nader aan mekaar sal bring in hierdie tyd, Here. Dat die familie sterker sal word. Kleinkinders meer vrymoedig sal word om die beeld te dra op die familie. Spraak, Here, dat ons voorsiening sal tref. As ons hierna verversings geniet op, Here, dat die verversings aan ons liggame sal versterk, sodat ons krag sal ontvang om 'n geregtigheid en heiligheid te maak. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Ek wil graag vir Marius die seëngroep en die bedankingsstuk kom doen. Welkom familie en vriende. Dan wil ek net dankie sê aan almal van julle wat my gegroet het en ons gedeel het. Dankie aan Joas vir die reëlings en die oproepe en asook die blomme. Die groep van Rooyen en is die apostelkerk die pastoor Johan van Logenberg en Antoinette van Logenberg.
verversings. Die rykers en asook hulle dienste baie dank. Tiel en Ria vir hulle verversings bydra. Baie dankie Tanya en Marcus wat julle hierdie help moontlik gemaak het. Sonder julle bydraes sal dit nie maklik gewees het. Al is julle nie alles in die liefde word. As ek enige iemand vergeet het of dalk nie genoem het nie, vra ek om verskoning. Baie dankie vir al die bydrae en liefde en omgee vir toesiens. So ons eggenoot, pa, oupa, oupa groot. Die totsiens is nie vir altyd. Ons almal gaan pa baie mis. Ons pa weet tot ons in baie nou wees sal. Rus in vrede. Baie dankie. Dit is belangrik. Dit is belangrik dat die vas van die woord. Lees vir die skrif, lees in Johannes 11 vers 25 en 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid. Glo jy dit? Dis die vraag. Glo jy dit? Maak seker dat jy ewigheid sal lewe. Die laaste woorde wat ek in die familie wil sê, is rus my siel, jou God is koning. Belangrik is dit nie, om rusting te vind in die Here. Ons gaan die uitnooi om na die tyd saam met ons, die familie nooi uit om na die tyd saam met hulle verversingsdokumente. Vertrek is net op die regterhand. As daar enigeen is van julle wat gebed nodig het, asseblief, moenie huiwer nie, kom na my toe, saam met die kan bid. En ek wil weer eens met u sê, mag die Here u versterk, en ons graag en vashou. Mag al die goeie gedagtes oorheers in jou gedagtes in hierdie tyd, sodat die saad wat geplant het, lewe word. Kom ons buig ons. Vader, ek vra dat die familie so seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat die teenwoordigheid altyd gerol ons graag en sal wees, en hulle veilig sal hou, en naam aan mekaar sal hou, in Jesus naam.